Goeiemôre. Jy luister na die 93ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Die tema vir oggend is: Kan ons nog sing? Ons gesels oor Jürgen Moltmann se refleksies op die lyding in die wêreld en hoe dit enigstens moontlik is om te praat van die goeie lewe terwyl miljoene mense op aarde ly. Dink hongersnood, oorloë, epidemies, diktatorskappe, geweld, ontvoering, bendegeweld, moderne slawerny, kindermishandeling, menseslagtings, korrupsie, vermiste mense, mensehandel. As krygsgevangene wat gesien het hoe sy geboortedorp, geboortestad in vlamme opgegaan het, hoe die oorlog miljoene mense se lewens verwoes het, het die woorde van Psalm 137 by hom opgekom. Hoe sing 'n mens die Here se lied in 'n vreemde land? Dis inderdaad die vraag wat oor elke geslag se koppe hang. Maar Moltmann sê die vraag kan ook anders gevra word. Hoe kan ons die lied van die Here sing in die aangesig van die Here? Kan ons 'n lofsang sing te midde van hierdie lyding in die aangesig van God wat oor ons skyn? Die vraag verander ons visie. Vreugde is nie 'n ontkenning van swaar kry op hierdie planeet nie, maar dit is die dreunsang, die proteslied van gelowiges, wat opstaan teen lyding, wat 'n loflied daaroor sing en getuig van 'n beter wêreld, 'n wêreld wat op pad is, wat aan Jesus se woorde vashou, dat die koninkryk van God op pad is. Die profete woorde het deur die eeue aangekondig, 'n nuwe aarde is moontlik. Kom, bewoners van die aarde, bekeer julle tot die Here sodat julle kan leef, dat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed, soos Jesus aan ons bekend gemaak het. In debatte op TV en in die media word die vraag gevra: hoe kan God toelaat dat al hierdie lyding op aarde plaasvind? Op 'n manier het ons die Bybelse boodskap verdraai, naamlik dat dit nie God is wat moet rekenskap gee nie, maar die mensdom self. Ek het eenmaal 'n strokiesprent gesien. 'n Man sit op 'n bankie langs Jesus en vra die vraag: Here, hoekom lyk die wêreld so? Jesus antwoord: Ek was op die punt om jou dieselfde vraag te vra. Wie het nog nie die versigtiging gehad dat God in hierdie wêreld ingryp op 'n onverskrokke wyse nie, dalk met oorlogsengele op oorlogsperde? Wie het nog nie so gevoel in die aangesig van lyding nie? Maar daardie wens bring ons in 'n moeras van etiese kwessies, soos Jona uitgevind het, toe hy eerder die verwoestende oordeel van God oor sy vyande wou sien gebeur, eerder as vergifnis. Maar daar op die bodem van die see, in die dilemma gesit het: as ek veroordeling vra vir 'n ander, wat dan van my? As ek genade vra, as ek dan vra vir onverdiende guns en genade, wat dan van my vyand? Ook die twee seuns van Donder, daardie broers wat disippels van Jesus geword het baie dieselfde ambisies gehad as Jona. 'n Beter alternatief is vir ons om nie God te probeer speel nie. Die Bybelse getuienis neem ons eerder na 'n diep versigtiging dat die aangesig van God oor ons sal skyn, oor ons almal sal skyn. Die psalmdigter pleit: soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor my God verskyn? Psalm 42. Elders bid die Koragiete: my hele wese verlang, ja, smag na die voorhowe van die Here. My hart en liggaam roep uit na die lewende God. Psalm 84. Die trauma van ballingskap en die ontnigtering met Jerusalem wat platgevee is en die tempel wat verwoes is,
het die disippels se lewens omvergewerp. Hulle ontneem van vastigheid, van wat hulle beleef het as die goeie lewe. Maar uit daardie as van ontnigtering, van verlies, van lyding, het hulle uiteindelik besef dat God nie in aardse tempels woon nie, soos Stefanus dit later sou stel in Handelinge. Toe hulle daar sonder sang en sonder vreugde die vraag vra, hoe kan ons aangaan? Kan ons enigsins 'n lied bly sing? Het hulle besef dat 'n lied moontlik is in die aangesig van die Here, want sy aangesig skyn oor elke plek op aarde. En ons as gelowiges sing die lied van die Here en sal dit bly sing, want vreugde is ons getuienis. Dis ons proteslied in God se naam en ons sing dit oor elke plek waar donkerte en duisternis oorhang, oor elke belewenis van lyding en oorlog en rampe en misdaad en swaar kry, ja, ook oor die dood. 'n Roudiens, 'n troostdiens, 'n begrafnis begin altyd met 'n lofsang. Dis nie 'n ontkenning van ons trane of ons lyding of ons seer of ons werklikheid nie. Dis die lied van die Here in die aangesig van God. Jesus leef en ons met hom. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek het, toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het, was, U is my Vader, ek is U kind. My anker is daar vasgemaak, ek glo, U sal dit nooit los laat raak. Die vastigheid het U, die getroue, my Heiland, met U dood gelê. Ek is U kind, en in vertroue kan ek dit glo, sal ek dit bly sê. Al kom daar onweerswolke aan, U woord staan vas, die rots bly staan. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.